Goeiemôre broeders en susters. Ons sê baie hartlik welkom aan besoekers by ons vanmôre. Ons nooi almal hartlik uit ook vir 'n lekker ete hierna. Ons sê baie dankie vir die gasvryheidskomitee wat gesorg het dat ons vandag lekker kan saam eet. Ons kollekte is vir die diakonale kas onder die erediens by die Here vir die boufonds. Dan ons sal donderdag hier 'n erediens hê om 10:00, ons gewone tyd. Ons weet daar is werkende mense wat nie hier kan wees nie, van ons werkende lidmate. Ons kan egter onmoontlik almal geakkommodeer kry. Dit is moeilik vir die afgetrede mense om te kan kom. En die grootste gros van die wat gaan gekom is in elk geval ons afgetrede lidmate. So ons gaan 10:00 die erediens hier hê. Die hemelvaart is ook 'n baie belangrike deel van God se raadsplan wat in vervulling gegaan het en is 'n baie belangrike heilsmoment in die geskiedenis. En dis belangrik dat ons ook dit vier. So donderdag 9:00 sal ons hier 10:00 sal ons hier erediens hê. Gewone tyd. Wat meelewing aanbetref, ons dink aan Koos en Maritjie Lessing. Koos is in die hospitaal opgeneem in Swede. Ons dink aan hulle en ons bede is dat die Here ook sy hand van seën daaroor hulle sal hou en vir Koos ook goeie wetenskap sal gee. Dan sê ons baie geluk aan almal wat verjaar hierdie week. Dit is amper die helfte van die gemeente wat hierdie enkele week verjaar. Tom van Sail, Marike Brouwer, Piet Serfontein, Dia en Mart van Sail, Ronel Pieterse en Ina Grobler. Hoop ek het almal raak gelees. Baie hartlik geluk met julle verjaarsdae hierdie week. Mag die Here julle almal baie ryklik seën. En ons sing vir hulle en ook vir die Lessings in die buiteland. Sing ons die seën van die Here toe, dat die Here se genade en seën almal sal dra. Ons doen dit sittende. Ons nader voor die Here met lied 151. Ons sing albei die verse waarmee ons dan ook dit ook as ons foto stel. See
Antwoord op ons geloofsvertroue en hy groet ons met sy seën. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is, wat altyd was, altyd sal wees, en van die 7 geeste om sy troon, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerstgeborene uit die dood, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing as loflied, die bekende Psalm 100, ons sing die hele Psalm, en daarna gaan ons oor in lofgebed. Ja, Here, ons aanbid U, ons loof en prys U, U wat alleen die ware God is, Vader, Seun en Heilige Gees. Aan U alleen kom al die eer toe, die lof, die aanbidding van ons harte. Dankie, Here, dat U ons verlos het om aan U te behoort, dat U ons hier saamgebring het vanmôre deur die werking van U Gees, dat ons U kan loof en prys en aanbid, in 'n wêreld wat U nie wil ken nie, 'n wêreld wat sy rug op U gedraai het, dat U ons na U toe gebring het, sodat ons U grootheid kan erken en besing, en van U kan leer, uit U krag kan lewe. Seën ons in U genade, Here, dra ons, lei ons met U lig, U waarheid, U wysheid. Dankie, Here, dat ons tot U kan bid, met vrymoedigheid voor U kan wees, deur ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Die nagmaalsformulier begin met 'n aanhaling uit 1 Korintiërs 11. Ek lees vanmôre net ook saam met dit die groter verband, die verse voor en na ook. So dit is daar die instellingswoorde, maar binne die hele gedeelte waarin dit na vore kom. Dan gaan ons so 'n bietjie daaroor nadink voordat ons verder met die nagmaalsformulier voortbeweeg. In my volgende voorskrif prys ek julle nie aan nie, dat wanneer julle by mekaar kom, dit meer kwaad as goed doen.
Allereers hoor ek dat wanneer julle as gemeente saamkom, daar verdeling onder julle is. En in 'n mate glo ek dit, want daar moet onvermydelik groeperings onder julle kom, sodat dit duidelik kan word wie die beproefdes onder julle is. Wanneer julle saamkom, is dit nie werklik om die Here se maaltyd te eet nie. Want elkeen gaan voort om sy eie maaltyd te eet, en een bly honger en 'n ander word dronk. Het julle dan nie huise waar julle kan eet en drink nie? Of minag julle die gemeente van God, en verneder julle diegene wat niks het nie? Wat kan ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Oor hierdie saak prys ek julle nie. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, ter wille van julle. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Daarom, wie op onwaardige wyse die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees teenoor die liggaam en die bloed van die Here. Maar laat elkeen homself ondersoek, en daarvolgens van die brood eet en uit die beker drink. Want die een wat eet en drink sonder om die liggaam van die Here daarin te onderskei, is besig om 'n oordeel oor homself te eet en te drink. Daarom is daar onder julle baie swakkes en siekes, en die hele paar het reeds ontslaap. Indien ons onsself deeglik sou beoordeel, sou ons nie geoordeel word nie. As ons deur die Here geoordeel word, word ons gedissiplineer, sodat ons nie saam in die wêreld veroordeel sal word nie. Daarom, my broers, wag vir mekaar wanneer julle saamkom om te eet. As iemand honger is, laat hy tuis eet, sodat julle nie 'n oordeel oor julle bring wanneer julle saamkom nie. Bekende instellingswoorde wat ons elke keer hoor wanneer ons nagmaal vier. Die belangrikheid dat ons ook moet selfondersoek doen. Maar waarby ons baie keer verbykyk en oorgaan is dit, waarvoor Paulus pertinent in hierdie gedeelte vir die gemeente oproep tot selfondersoek. Ons is die afgelope tyd met die liggaam wat belangrik is vir die Here omgegaan. Verlede week ook dan die liggaam wat tempel is van die Heilige Gees. Maar hier in Korintiërs word die liggaamgedagte verder gevat. Nie net my liggaam, wat ons verlede week ook gesien het in Korintiërs 6, wat tempel is van die Heilige Gees nie. Maar al die tempels van die Heilige Gees saam is die liggaam van Christus, word gesê. Van hier af in die volgende hoofstukke gaan Paulus verder met hierdie beeld van die gemeente as liggaam van Christus. Die gemeente wat deur die Heilige Gees vervul is en saamgebind word in 'n eenheid. Die gemeente wat elkeen van die ledemate in die liggaam 'n spesifieke funksie het, spesifieke gawes van die Here ontvang het. Daardie gemeente wat in liefde, hoofstuk 13, met mekaar moet saamlewe, want sonder die liefde is ons niks. Paulus skryf dit na aanleiding daarvan dat in Korinthe daar geweldige partyskappe was. Mense
wat in groeperings teenoor mekaar gestaan het, teenoor mekaar gewetwywer het, selfs met geestesgawes, mense wat in klasseverskille was, mense wat mekaar nie regtig raak gesien het as mede-ledemate van die liggaam van Christus nie. Paulus sê, so kan die nagmaal nie gevier word, binne so 'n verdeeldheid. Want in daardie tyd was die nagmaal nog gevier tydens gemeenskaplike maaltye. Nie baie lank hierna nie het die kerk begin om die nagmaal binne die erediens te skuif, juis as gevolg daarvan dat daar wanpraktyke by die maaltye was partykeer. En die heiligheid van die nagmaalsbediening daarmee bedreig is. En 'n belangrike deel daarvan was die motivering vanuit ook Paulus se brief, hierdie brief aan die Korintiërs, wat ons weet dat die briewe al vroeg in die kerk gesirkuleer is ook, om nie net vir 'n bepaalde gemeente te lees nie, maar deur almal gelees te word. Die kerk het dit ter harte geneem en van baie vroeg in die kerkgeskiedenis af word die nagmaal nie meer tydens die maaltye gevier nie, maar binne die erediens. Met die maaltye wat rondom die erediens is, soos wat ons ook vandag dit wil doen, om na die nagmaal ook met mekaar saam te eet. Die eenheid met mekaar ook te beleef in die gemeenskaplike maaltyd. Wat wil Paulus eintlik vir ons sê? Wat sê die woord vir ons hier? Dat die nagmaal nie net gaan oor dit wat 2000 jaar terug gebeur het nie, maar ook oor die deurwerking daarvan vandag in ons kerklike lewe, in ons eie lewe. Christus se offer aan die kruis is nie 'n historiese ding wat daar agter lê en wat geen betekenis het vir vandag. Wat ons maar net onthou dat hy dit gedoen het, maar niks verder. Dis die baie belangrike wat Paulus hierso sê. Die nagmaal betuig nie net aan ons wat Christus gedoen het nie, maar wat die deurwerking daarvan is. Wat die effek daarvan vandag nog is. God het die mens gemaak om in 'n verhouding met hom te wees, maar ook met mekaar. Hy het die mens gemaak as 'n gemeenskap. Aan hom gebind, maar ook aan mekaar. Die sondeval het verwydering gebring. Die band met God is gebreek deur die sondeval. En ook die band met mekaar. Die liefde het gesterf, die ware liefde wat God van die begin af bedoel het. Direk na die sondeval begin die mens mekaar beskuldig. Waarom het jy dit gedoen? Nee, sê ek nie, dis my vrou wat my laat doen het, sê Adam. En onmiddellik begin daar hierdie spanning kom. Dit kom ook na vore in dit wat die Here na die sondeval vir die mens sê, wat die gevolge daarvan sal wees. Spanning in die verhouding. Die mensheid val uit mekaar. En die eerste moord word gepleeg deur twee broers oor godsdiens, nie oor enigiets anders nie. Oor hulle offers. Die sonde het inderdaad alles kom breek wat heel was. En Christus kom en deur sy versoening maak hy weer heel.
kom offer homself in liefde vir ons, sodat die verhoudings weer kan heel kom. Hy herstel ons verhouding met God, sodat ons weer kan bid. Dat daar nie middelmanne nodig is by die tempel, wat die offers moet bring, wat tussen die volk en God moet staan nie, maar sodat die mens weer by God kan kom, self kan aanbid. Tempel kan wees van die Heilige Gees wat in ons kom woon, eenheid met God, wat deurwerk in ons lewe. Maar hy herstel ook die verhoudings met mekaar, sodat ons weer kan lief wees vir mekaar. Sodat ons weer kan een wees, hy maak die wat aan hom behoort, een geloofsgemeenskap. Wat so heg aan mekaar gebind is, dat hy dit beskryf asof dit sy liggaam is. En as ons nie verstaan, dat dit wat die Here gedoen het in sy offer, praktiese implikasies het vir my lewe nie, dan verstaan ek nog nie wat hy gedoen het. Dan verstaan ek nie wat gebeur het op Golgotha. Die Here het nie maar net homself gegee as 'n offer, sodat ons elkeen selfsugtig kan vry wees. Sodat ons nie hoef bang te wees vir oordeel. Hy het herstel. Dis een van die grootste leuns wat vir die mensheid vertel word, is dat die evangelie maak net dat jy nie meer hoef skuldig te voel oor jou sonde nie, maar jy kan maar nou daarin net voortleef. Daar is mense wat hierdie gedagte het. Christus het vir my sondes betaal. Hy het gekom en God se liefde maak dat ek nou maar kan wees net soos ek is. Die Here het my aanvaar net soos ek is. Hoe baie het jy dit al gehoor? Net soos ek is. Ek kan maar net bly soos ek is. Ek het nie meer skuld. Alles is nou honkie-dorie om te doen, aan te gaan met my sonde. Net solank ek 'n gevoel het vir my medemens so tussendeur, maar dis nie waar nie. Die Here verander my, hy bring 'n nuwe lewe, hy bring versoening, hy maak heel wat stikkend was. Hy herskep deur sy Heilige Gees my hart. En daarom kan ek weer doen wat hy wil. Kan ek in heiligmaking groei om God se wil te doen. Nie om maar net terug te sit en tevrede te wees met wie ek is. Ek is nou maar eenmaal so. Nee, wat verkeerd is in my kan reggestel word. God stel dit reg deur sy Gees. Daarom wat daar selfondersoek moet wees wanneer ek die nagmaal gebruik. Verstaan ek dat die Here verandering bring in my lewe. Verstaan ek dan ook dat ek 'n plek het binne die liggaam van Christus. Wanneer in hierdie gedeelte gesê word, wie nie die liggaam van die Here onderskei nie, eet en drink 'n oordeel oor homself. Dan is dit binne die konteks, gaan dit nie net daaroor dat ek die liggaam van die Here wat aan die kruis gebreek is, in gedagte moet hou en onderskei dat hy deur sy offer vir my versoening gebring het. Maar binne die konteks van hierdie gedeelte gaan dit daaroor, besef ek dat die gemeente liggaam is van Christus. En dat ons 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar het. Met 'n band met mekaar moet lewe, ons gawes teenoor mekaar moet gebruik. Dat dit God se wil is, dat ons die liggaam van Christus wat hy nuut skep op hierdie aarde as sy liggaam ook onderskei. Dat ons daarom by mekaar moet uitkom. Saam erediens vier.
met mekaar in 'n gemeenskaplike maaltyd die nagmaal vier. Dit kan nie by die huis maar net gedoen word, terwyl ek na iets luister wat vir my sê, neem die brood, eet dit nie. Want dan verstaan ek onderskei nie die liggaam van Christus waar ek hoort. Daarom as mense ook nie meer by die erediens kan kom nie, dan moet die gemeente na hulle gaan. Nagmaal word dan bedien wel by 'n huis, maar nie net deur die dominee alleen nie, maar deur lidmate wat saam met hom gaan ook, wat saam daar verkeer. Want is belangrik dat aan die lidmaat wat nie meer by die erediens kan kom nie net verkondig word dat Christus vir hom betaal het nie, maar dat hy nog steeds deel is van 'n liggaam, van die liggaam van Christus. Onderskei jy die liggaam van Christus? Want in hierdie gedeelte gaan dit besonderlik daaroor oordeel as ons dit nie doen nie. Maar dit strek verder. Die selfondersoek. Verstaan ek dat die liggaam of dat die nagmaal in my verkondig, dat so seker as wat ek die brood eet, en dit deel word van my liggaam, so seker as wat ek daardie wyn drink en dit deel word van my liggaam, so seker is ek een met Christus. Is die Heilige Gees in my, terug by verlede week, tempel van die Heilige Gees. Verstaan ek dit? Onderskei ek dat dit nie net gaan oor, kyk, sy liggaam is gebreek, sy bloed is vergiet nie, maar neem, eet, want so seker as wat deel word van jou, so seker is jy deur God een gemaak met hom, en soos wat uit baie koringkorrels een meel gemaal word, so is ons aan mekaar verbind in 'n eenheid ook met mekaar. Die nagmaal versterk my nie net ten opsigte van dit wat lank terug gebeur het, 2000 jaar gelede, maar dit verkondig aan my dit wat toe gebeur het, die deurwerking in my lewe vandag. Want ek is met God versoen. Sy Gees woon in my en ek kan my naaste lief hê soos myself, want God maak ons weer ook een met mekaar. Die nagmaal verkondig aan ons die volheid van die verlossing, van hoe dit bewerk is, maar ook hoe dit deurwerk in my lewe, elke dag. Amen. Uit hierdie is dit dan duidelik, om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek, en om dit tot sy gedagtenis te gebruik. In die eerste plek, ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking, en ons met diepere berou hieroor voor God verootmoedig. My sonde, dat ek van nature geneig is om van God en my naaste weg te doen. Dat dit is wie ek was. Dat ek raak sien, hoe dat ek nog steeds daarmee worstel, om met oorgawe die Here te aanbid, maar ook om met my naaste in eenheid te lewe. As ons werklik daaroor nadink, kom ons sing Skrifbreuke 9:3, wat aansluit by Romeine 13, voor u wet, Heer, staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod, liefde is ons steeds verskuldig,
van ons naaste en ons God. En daarom die bede, leer ons liefde vir mekaar, maar boal vir U, o Here. Kom ons sing hierdie 2 verse sittende saam. Maar as ons voor God verootmoedig, dan gryp ons ook vas daaraan dat ons verlos word. Ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is. Dat sy volkome geregtigheid, sy volmaakte verhouding met die Vader, ons toegereken en geskenk is. Hy gee dit vir ons, om in daardie selfde nuwe verhouding te kan wees. Ons leef deur die geloof, dis hoe ons, dit wat God gedoen het, ons eie maak, is met die hande van geloof. Kom ons bely saam ons geloof, ek gaan in die eerste deel voorgaan, en die tweede deel sing ons die beruiming daarvan. Kom ons staan waarin ons geloof voor God bely. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die lyding van die hel ondergaan, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Amen.
staan dit wat die Here gedoen het, vasgryp in die geloof, dan moet ons die opregte begeerte hê, om met ons hele lewe dank aan God te betoon, opreg voor hom te wandel, en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Dit werk deur in my lewe. Die groot gebod van die Here, Deuteronomium 6, luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê, met al jou krag. Levitikus 19 vers 8, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Vers 34, die vreemdeling wat verblyf by julle het, moet vir julle net soos 'n gebore Israeliet by julle wees. Jy moet vir hom lief wees soos vir jouself. Ek is die Here, julle God. Die gebooie in hoofstuk 5 van Deuteronomium uitgespel. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld van 'n God maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. Jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Hou die Sabbatdag heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy, jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, jou bees, jou donkie of enige van jou diere nie. Ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie, sodat jou slaaf en slavin kan rus soos jy. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land, en dat die Here jou God met 'n sterk hand en uitgestrekte arm jou daar uitgelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Ons kan op grond van die verlossing met die Here een wees en hom aanbid. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lang kan leef en sodat dit met jou goed kan gaan op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Vir die verdere gebooie blaai ek na Romeine 13. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie begeer nie. Of watter ander gebod ook al word saamgevat in hierdie uitspraak, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Boonop ken julle die bestemde tyd dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag het reeds ver gevorder, dit is amper dag. Kom ons doen dan afstand van praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Kom ons leef betaamlik, soos in die dag, nie met gevyf en dronkenskap nie, nie met ontug en losbandigheid nie, nie met rusie en afguns nie. Bekleed julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Hoe los van die sondige aard deur wat met Christus een is, deur hom bekleed. Kom ons antwoord uit Psalm 119 en is opmerklik hoe dat ook in hierdie wetspsalm die gemeenskap van die heiliges ook telkens na vore kom. Ons sing 3 van die
beruimde verse, wat daarbij ook aansluit, vers 22, 26 en 29. Ons sal dit sit in die saam. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarseers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeurmakers in kerk en staat, mynediges en egbrekers, en ongehoorsaames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Let daarop dat hierdie woorde almal woorde is wat eintlik 'n volharding aandui. Dis iemand wat so is, 'n hoereerder of 'n dronkaard of 'n dief. Met ander woorde, daar is nie maar net 'n geneigtheid en 'n worsteling met 'n beproewing nie, maar 'n verharding. As daar verharding bly, verstaan ons nie die verlossing van die Here nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons dink dat ons sondeloos en volmaak is nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke waarmee ons worstel. Gebrek aan geloof bedoelende ons geloof is nie altyd so sterk nie. Dit bedoel nou nie daar is geen geloof nie. Gebrek aan geloof bedoel eintlik die geloof is gebrekkig. Dit is nog nie so sterk as wat dit kan wees nie. Aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons borstel daarom vanuit ons ou natuur. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees hartgrondig berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Ek kan verander, ek wil verander. Groei en heilig maak. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem
en waardig maak om deel te hê aan die hemelse voedsel en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit om aan my te dink, tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is. Dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het vir ons veragting gelei sodat ons nooit weer 'n voorwerp van skande sou word nie. Hy is onskuldig tot die dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te spijker. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seun te oorlaai. Hy het pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en die stort van sy bloed die ewige genadeverbond vervul met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn elke keer weer 'n versekering dat hy hom in ons plek gegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood eet en die wyn drink. So wil die lewende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. Elke keer as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam. Die deurwerking ook tot in die ewigheid. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid en geloof te omhels. Daar aan die kruis is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy vir ons die lewendmakende Gees verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdom laat deel. En dan dit waaroor ons in die begin ook by stil gestaan het. Dieselfde Gees bind ons ook as ledemate van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. En omdat ons daarmee worstel wat die formulier ook dan eindig met die bede, mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Ons gaan nou gereed maak vir die nagmaal. Die nagmaal is eintlik een geheel van die gebed waarmee dit begin tot by die lofverheffing en daarom wat ons dit so ook as 'n eenheid hanteer. Ons gaan terwyl ons gereed maak Psalm 23 vers 1 en 3 saam sing en ons gaan vra dat die diakens dat u dit by u net hou, asseblief nog nie gebruik nie, maar die brood en die wyn terwille van die gladde gebruik het nou omdat dit baie stokkerig verloop, veral met die kelkies, as ons dit tydens die gebruik omsien, gaan ons vra dat die diakens, terwyl ons nou gereed maak, die brood en die wyn vir die wat die kelkies gaan gebruik, uitdeel,
dat die wat wil by die tafel kom aansit, dat julle asseblief dan kom aansit, ook nou. So ons sing Psalm 23 vers 1 en 3, terwyl ons gereed maak vir die nagmaalsbediening, deur alreeds die brood en die wyn ontvang en by ons te hou asseblief. Laat ons nou eers voor God verootmoedig en hom gelowig om sy genade aanroep. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van u Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid u, gee dat u Heilige Gees dit in ons harte sal bewerk, dat ons in opregte vertroue al meer aan u Seun oorgee, sodat ons met hom, die hemelse brood, gevoed word, en dat ons nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely, en met gespanne afwagting te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid by hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Verhef nou julle harte na Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees jou net verseker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat jy die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat die liggaam van ons Here Jesus Christus verbreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes.
Die beker van danksegging wat ons met ons danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, dink almal daaruit, dink daaraan en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. By die beker wil gebruik. Kom ons sing al 4 verse van lied 334. Omdat die Here ons met die hemelse brood gevoed het, laat ons almal saam met dankbaarheid sy naam loof en prys met die volgende woorde. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Hy wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Goedertierenheid, die oorspronklike woord eintlik verbondsliefde en verbondstrou. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is oor die aarde, so geweldig is sy goedheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk.
Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal in ons bevestig het. Ons dank U dat U die eniggebore Seun gegee het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof, waardeur ons deel kry in die offer van U Seun. Ons bid U, laat deur die werking van U Gees, die verkondiging van die dood van ons Here, ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Ja, Here, dat ons die deurwerking van U verlossing elke dag ervaar en dit uitleef en heilig maak. Ons dank U, Here, vir so baie genade wat ons uit U hand ontvang. Ons bid ook vir mekaar, ons dra mekaar dan op. Ons bid besonderlik vir die lessings wat beproef word ook nou daar, waar hulle by hulle kinders kuier in Swede. Ons bid vir Koos in die hospitaal. Ons bid, dankie Here, dat U vir Paula so laat herstel, dat sy kon terugkom, dat sy vandag hier in ons midde kan wees, dat U haar en haar familie ook deur die beproewing wat hulle gehad het in die buiteland ook gedra het. Ons dankie vir seëninge in ons lewens, en ons dankie dat ons aan U kan opdra, elkeen wat siek is, elkeen wat hartseer is, elkeen wat bekommerd is, dat ons bekommernisse, ons worstelinge, dit wat ons in die nagte laat wakker lê, dat ons al daardie dinge voor U kan bring, dat ons dit met vrymoedigheid voor U genadetroon kan bring, omdat U ons met U versoen het, en die pad na U toe vir ons oopgemaak het. Ons dank U, Here, dat ons kan weet, U sien ons raak, U hoor ons. En ons bid U, Here, dat U ons sal lei om in vertroue te lewe, en U met ons lewe te verheerlik, dat die verlossing wat U vir ons bewerk het, sigbaar sal wees in ons getuienis in hierdie wêreld, die lig wat ons uitstraal tot U eer en verheerliking. Lei ons, Here, ook as liefdesgemeenskap, as gemeenskap van gelowiges, om mekaar al beter te leer ken, om oop oë te hê vir mekaar, mekaar se nood ook te kan raak sien en mekaar te kan ondersteun. Lei ons, Here, dat ons waarlik U hande en voete in hierdie wêreld sal wees, omdat U deur ons as U liggaam U werk in hierdie wêreld doen. Help ons om dit te verstaan. Lei ons, Here, om te groei daarin, om ook mekaar raak te sien oor die nood van die wêreld en U liefde in die wêreld te bedien. Seën ons wanneer ons gaan saam wees nou ook as gemeente, die gemeenskap van die gelowiges gaan beoefen deur saam te eet. Ons dankie vir hulle wat voorsien het hiervoor. En ons bede is dat U ons saam wees ryklik sal seën, sodat ons ook in daardie gemeenskap met mekaar sal saamgroei. Dankie, Here, dat ons alles aan U kan opdra deur ons verlosser, ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ons gee dan 'n geleentheid ook vir die insameling van ons liefdegawes vir die diakonale werk.
Kom ons sing van die beruiming van die lofliedere wat in Openbaring 4 en 5 opgeteken is, skrifberuiming 1-2. Ons sing al die verse. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met julle almal wees. Amen.